Wel, welkom, liewe kruiskyker en YouTuber en TikToker en al hierdie mense. Ai, liewe kyker, is dit nie wonderlik dat hierdie boodskap van Jesus Christus, van Jesus, die opgestane Jesus, die gekruisigde, kan die wêreld ingaan deur hierdie medium, hierdie selfone en en al die mooi dinge. Jy weet, mooi is mooi, lelik is lelik. Lig is lig, duisternis is duisternis. Maar u kan met u vingers, kan u druk op hierdie knoppies en u kan goeie nuus hoor. Ai, kom ons bid saam. Vader, dankie vir die genade in Jesus Christus. Dankie Vader vir Jesus. Dankie dat u hom gestuur het, dat hy ons versoen het met u Vader, ons liefdevolle Hemelse Vader, ons barmhartige Vader. Dankie Vader, ons eer u vir die werk wat u gedoen het. Dankie Jesus, dat u bereid was om daardie prys te betaal. Dankie dat ons u eendag gaan sien, aangesig tot aangesig. En dan gaan ons ten volle soos u wees. Siel en liggaam ook. Ten volle soos u, Jesus. Dankie. O Heilige Gees, dankie dat u nou vir ons hierdie skrifte open. Was ons met u woord. Ons kom om gewas te word, Here. Dankie dat u ons was, van kop tot tone, heeltemal skoon en rein, deur die woorde wat u spreek. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Ai, liewe kyker. Dit is vir my die mooiste, die grootste ding, dat ek as mens kind van God genoem kan word. Seun van God. Ja, u kan dit sê, ek is 'n seun van die lewende God. Ek is 'n dogter van die lewende God. Hierdie titel is die was van die woord. Laat die woord u was. Laat die woord u was. En dit is wat gebeur. U neem die woord, die ingeplante woord, wat in staat is om u siel te was, om u liggaam skoon te was. En dis wat ek vir u begeer. Ek droom daarvan. Ek wil dit hê. Ek wil hê dat Christus gestalte in u sal kry. Nou kom ons begin die wassing van die woord. Genesis, hoofstuk 1. Hy het die aarde aan die mensekinders gegee en hy het vir hulle gesê, heers daaroor. Genesis 1. Ai, liewe kyker. Die Bybel, God se woord. Genesis hoofstuk 1. Hierso lees ons vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en dat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. God het hulle gemaak en gesê, heers oor alles. Ons weet, dat groot fout gekom. Ons lees in Genesis 2, vers 17, God sê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, ons moet eers weet, wat met ons gebeur het. In watter toestand word ons gebore op hierdie aarde? Jy weet, ek en u word gebore op hierdie aarde as mense wat 'n verskil kan maak op hierdie aarde. Maar hoekom moet daar 'n verskil nou gemaak word? Want sonde het ingekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring. Ek wil vir u die skrifte lees. Laat u die woord u was. Laat hy u was. Hy sê in Romeine hoofstuk 5, hierso vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die dood het tot alle mense deurgedring. Die dood, die loon van die sonde, is die dood. En dit het deurgedring na ons toe, na almal van ons toe. Laat die woord u was. U sê, maar hierdie is nie goeie nuus nie. Kom ons luister eers hoe dit was, en dan lees ons nou hoe dit is, en die middelpunt,
Die skeiding van voor Christus en na Christus. Dis waar die skeiding is. Kom ek lees vir u nou die skeiding, die skeidsmuur wat afgebreek is. Hoe dit gebeur, Romeine 6. Ek lees van vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is. Daardie ou mens, daardie een ontvang en gebore in sonde aan die kruis. Hy sê sodat ons dit weet, dat ons saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. God het geweet en gesien en hy sien sonde vernietig sy mooie mens, sy skepping. En hy gaan iets doen, en hy het iets gedoen, om hierdie sonde tot niet te maak, hierdie heerskappy van die sonde tot niet te maak. Dis waarmee ek en jy nou besig is. Ons laat ons gewas word, ons laat toe, dat die woord van God ons was. Hy sê, ons is saam met hom gekruisig, sodat die sonde tot niet gemaak sou word. Nou, luister hierdie vers 11. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is. Reken, 1 plus 1 is 2. Hoe moet jy bereken? Jy moet so reken, dat ek saam met Jesus gekruisig is, en dat ek nou dood is vir die sonde. 6 vers 11, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Heer. So, ek reken myself dood, en ek reken ek is lewend vir God in Christus Jesus. Hoor mooi wat sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Jy kan sê, ek reken so, ek is dood vir die sonde. Nou ek weet, die vlees, jou gedagtes, jou onvernuwe gemoed sê vir jou, maar jy is nie dood vir die sonde nie, kyk wat het jy gister gedoen, kyk wat het jy 'n oomblik gelede gedoen. Maar jy sien, ek en jy besef die gevaar van sonde. Ons weet, sonde is soos gif. Ons weet dit, sonde het vernietigende krag. As jy soms plek gee aan die duiwel, sal hy jou vernietig. As jy plek gee aan sonde, sal dit jou vernietig. Maar nou, ons is besig om die wassing van die woord. Die wassing van die woord. Ons neem die woord, dat dit ons was. Nou, wat beteken dit? Ons vat hierdie woord, en dit begin ons was. Dit begin vir ons te sê, ek is dood vir die sonde. Ek reken myself dood vir die sonde. U sien, nou begin u teenstaan dit wat sonde doen. U begin teen die duisternis staan. En die duisternis moet vlug voor die lig. Die woord van die Here is die lig. Nou, hier sê hy vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. In Christus ons Here is jy lewend vir God. Nou, is jy in Christus? Nou, 1 Korintiërs 1 vers 30, laat dit u was. Kom ons gaan soontoe. 1 Korintiërs 1, en ons kyk daar, vers 30. Hy sê mooi, hoor net hier. Ek wil spesifiek dit lees, dat hierdie woord wat saad is, in u kan ingaan, van die binneste af, dis reeds daar, want u het Christus in u, maar nou, deurdat u hoor wat die woord sê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. Nou hoor jy wat die woord sê, wie u is, wie in u is, hoe dit is. Hy sê, in Christus. Nou vers 30, deur hom, want deur hom is julle in Christus Jesus. Deur hom, deur God, is julle in Christus Jesus. God het dit gedoen, liewe kyker, vir u en vir my. Hy het ons in Christus geplaas, en ons is gekruisig. Die ou mens is gekruisig. Hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus. Deur hom is ek in. Kan jy saam met my sê, deur hom, deur God is ek in. Nie deur my werke nie,
nie deur my spoeg en spartel nie, nie deur my mate van opregtheid nie, nee, niks van my nie, hy het my ingeplaas, dankie Vader, in Jesus naam. Liewe kyker, is dit nie wonderlik nie? Hierdie is 'n werk van God in u. Sit nou net so rustig. Vat dit. Sê, ek is in Christus Jesus. Deur my wedergeboorte het ek ingekom in Christus Jesus in. Die Vader het dit vir my moontlik gemaak. Deur Jesus wat die weg is. Dankie Vader. Jy sien, jy begin hierdie dinge redeneer in die kop. En geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God, en die regverdige, dis wie u is, sal uit hierdie genade woord lewe. Dit laat u lewe. Jy weet, as ek in die oggend opstaan, baie keer voel ek nie so lekker nie, dan lê ek net so, ek sê, Vader, dankie. En dan kom die gedagtes, waarvoor ek dankie kan sê. Sê ek, Vader, dankie, dat u my in Christus geplaas het. Vader, dankie, dat my ou mens gekruisig is, saam met Jesus. Dat ek nie meer die sonde dien nie. Dankie Vader. Jy sien, dis die woord. Sê hierdie dinge. Speel terug. Jy kan weer en weer hierna kyk. En dan sê, Here, u sê dit. U sê dit. U sê dit. En sê wat hy sê. Die woord sê dan wat die woord sê. Dit is so mooi. Hy sê so, die woord van die kruis is die krag van God. Vers 18, 1 Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. As jy woorde hoor oor die evangelie, die kruis, die begrafnis en die opstanding, dit is die krag van God, is die woord van die kruis. Die kruis praat. Daar's 'n man in die middel, sy naam is Jesus. Dit praat, dit sê iets. Dit sê, party mense sê, die oop arms, sê, die wêreld het ek so lief, dat ek vir elkeen in hierdie wêreld sterf. Dis oop arms, kom met oop arms, sê ek gee oor, Here, ek gee oor aan u. Laat die woord oor u was, die woord van die kruis is die krag van God. Nou, 1 Korintiërs 2, sê, hy het goed vir u voorberei. Hy sê, maar soos geskrywe is vers 9, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Jy het nog nooit daaraan gedink nie. Luister mooi, wat God berei het, vir die wat hom lief het. Jy sien, hy sê, vir die wat hom lief het. Nou in 1 Johannes 4 sê dit, ons het die liefde wat God teenoor ons het, leer ken en geglo. Nou begin ons hom lief hê, want ons leer hom ken. Na mate ons hom lief het, na mate ons hierdie beloftes wat hy gegee het aanvaar het ons meer lief. Nou kyk nou net wat sê hy. Hy het dit vir jou voorberei. Vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. So, God wil aan jou deur sy Gees openbaar, wat jy nog nie aan gedink het nie, wat in jou hart nog nie opgekom het nie. Jy weet, jare terug, nie so lang terug nie, sê die Here vir my, pak op en vertrek na die Hewellande. Deuteronomium 1 vers 7. Ek sê, Here, is dit die land waarna toe ek moet gaan? Die Hewellande. Waar is dit? Ek gaan bid daai oggend saam met iemand, 'n man en sy vrou gaan kamer toe, sy sê, weet jy Piet, ek wil vir jou hierdie skrif gee. Jy het lank genoeg by die berg gebly, pak op en vertrek na die Hewellande. Wat sê ek vir u? Ek sê,
wat God vir jou voorberei het, kan hy deur sy gees aan jou openbaar. Nou, ek het nog nie geweet, waar is hierdie juwelande nie? En lang storie kort, maar ek ontmoet iemand, en sy vrou sê, hulle wil hê iemand moet hulle help om 'n privaat skool, ICE skool te begin, in Malawi, en ek sê, maar my vrou het al 2 begin, sy sal definitief kom help, ons is vry, ons vlieg Malawi toe ons land, net voor ons land, en ek so afkyk, sien ek net heuwels, dis sulke, soos muurshope, heuwels, en ek weet, dit is die land, dit is die land, dis my land, dis waar ek moet wees nou. Jy sien, deur God se gees, openbaar hy vir jou, die volgende stap. Jy weet, jy het net nodig, om die volgende stap te weet. Wat is die volgende stap? En openbaringskennis, gee dit vir jy. Openbaringskennis. Nou, God het dit aan ons geopenbaar deur sy gees. Ek onthou, nou weet ek nie waar gaan ons bly nie, wat. Maar op die ou einde, het ons 'n huis, op 'n weeshuisbasis, en ek kan die evangelie bring aan mense, en my vrou kan help met die ICE skool. Ek kan vir jy die hele verhaal vertel, van wat toe gebeur het. Maar die punt wat ek net gou wil maak is, my liewe kyker, u kan openbaringskennis kry van die volgende stap. Wil jy net sê, Here, wys my volgende stap. Partykeer is jy in die volgende stap al. Jy besef dit nie. Maar jy weet, dit kom so outomaties. Dis soos water wat vloei. Outomatiese vloei van water. Dis wat vir my so mooi is. Sy juk is sag en sy las is lig. Jy weet, dis nie soos hierdie pa hoor sy seun kom huis toe vir 'n naweek, en toe hy kom, toe sê sy pa in sy kop vir homself, ja, my seun hou nie van gras sny nie, ek gaan hom bietjie laat gras sny. Wat dink jy van so 'n pa? Nee, sy pa weet, die seun hou nie van gras sny nie, ek gaan hom nie laat gras sny nie. Jy sien, God werk in jou om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Vorige keer het ek met u gepraat oor geloofsgehoorsaamheid, weer. En hier is dit weer, geloofgehoorsaamheid. Jy begin sien wat God vir jou sê, en jy handel. Wat sê ek vir jou? Jou passie. Wat is jou passie? Hou aan om dit te doen. Is dit skilder? Hou aan skilder. Skilder man, jy hoef nie soos ek hier te praat nie. Jy hoef nie. Moenie jouself onder mense vergelyk nie. Jy is hierdie spesifieke vinger. En hierdie vinger kan nooit verstaan, wat is die taak van hierdie vinger nie. Hy kan dit nie regtig homself identifiseer met hierdie vinger nie. Maar, as hy aan 'n duim ontmoet, dan gesels die twee, te lekker. Want hulle stem so saam. Jy sien, liewe kyker, laat my dink hierdie nou aan 'n poppespel. Ja, jy sien, laat ek vir u vertel. Ek gee 'n poppespel vir klein kindertjies. Hulle is 2 tot 6 jaar oud, dink ek. Nou is ek hier agter die poppenkas met my pop, en dis 'n polisieman. En die polisieman pop praat nou met die kinders. Maar ek sien, want ek kan deur 'n venstertjie sien hierso, hier kom 'n klein seentjie, en ek weet, hy gaan hierdie pop wil vat. En dan is my storie in sy maai. En hy kom so nader, en ek dink, Here, wat kan ek doen? En hier kom die openbaring. Vat die wolfpop. Ek vat die wolfpop in hierdie hand, en toe die seentjie hier naby is, en sy hand so uitsteek na hierdie polisieman. Toe spring hierdie wolfie uit, en hy het net sulke lang tande, en hy sê, jy moet nie aan hom raak nie, sê die wolf. Maar hy seentjie val reg agteroor, hy sit tussen die mense, tussen die ander kinders. En die polisieman sê, asseblief, moenie aan my kom raak nie. Die wolf pas my op. En dit was die einde.
Niemand het weer kom raak aan die polisieman nie. Maar jy weet, openbaringskennis kan in 'n oomblikse tyd na u toe kom. In 'n oomblikse tyd. Soos nou, hierso, ek is besig om met u te praat. Gedagtes kom in my kop in. En ek dink, moet ek hierdie storie vertel? En ek sê, ek wil graag vir julle vertel. Dan vertel ek dit. U sien, dis 'n dans met genade. God se dans. Sy juk is sag, sy las is lig. Liewe kyker, laat hierdie woord oor u spoel. Hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Johannes 3 sê, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. Jy hoor die wind, jy weet nie van waar hy kom, en jy hoor sy geluid, en jy weet nie van waar hy gaan nie, waarheen hy gaan nie. En so is dit die dans van genade saam met God. Liewe kyker, God se juk is sag, sy las is lig. Jesus sê, kom na my toe. Kom na my toe. Jy weet, daar's 'n skrif in Maleagi wat sê, julle beroof my. En dan sê hulle, maar waaraan beroof ons u? Dan sê hy, in tiendes en offergawes. Dan sê hy vir hulle, bring julle tiendes en offergawes en toets my. Maar julle beroof my as julle dit nie bring nie. Nou, voordat u met die godsdienstige brein dink, waarvan beroof u hom? Waarvan beroof u God? Is dit moontlik om iemand te beroof wat alles reeds besit? Nee. Maar hy sê, julle beroof my. Nou, liewe kyker, geloofsgehoorsaamheid is die manier om God nie te beroof nie. Beroof van wat? Van die geleentheid om jou te seën. Sal u gehoorsaam wees? U sien, God is 'n gewer. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy gegee het, sy seun, gegee het dat jy kon sterf aan die kruis, gegee het dat jy begrawe is, gegee het dat jy saam met hom opgewek is in 'n nuwe lewe, gegee het dat hy nooit weer aan jou sonde sal dink nie, jou oortredinge is uitgewis. God is 'n gewer, sien nie? Nou as u nie dit ontvang nie, beroof u hom van die geleentheid om vir u vrede te gee. As u nie deur geloof hierdie vergifnis ontvang nie, beroof u hom van die geleentheid om u sondes uit te wis. U sien, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Nou, waarin beroof u hom? U beroof hom van die geleentheid om vir u te kan gee. As u deur ongeloof sê nee, dan beroof u hom van die geleentheid. Hy is die liefdevolste hemelse Vader wat daar is nie 'n ander nie. En u sê, Vader, ek kom na u toe. En hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. God se plan is om jou rus te gee. God se plan is om jou finansiëel te seën. Maar kom na my toe. Kom na my toe. Hoe kom jy met jou finansies? Jy sê, Here, u het dit aan my gegee. En ek ervaar in my hart dat ek R10 wil weggee, dan gee jy R10 weg. Waar jy wil, wie jy wil, vir wie jy wil, wanneer jy wil. Hy gee aan jou saad, jou geld is saad. Jy saai dit. Jy gee dit, want jy gee hom die geleentheid. Die saaier sal oes. Jy gee hom die geleentheid om die oes te bring. Jy koop nie jou redding nie, maar jy reageer in geloof op genade. Sal u reageer op hierdie wonderlike woord van genade? Uit genade is jy gered. Sonder verdienste. Hy het vir jou voorberei, ver bo wat jy bid of dink, wat in jou hart nog nie opgekom het nie. Wandel in die woord, wandel in die volgende stap. Die regverdige wie jy is, sal in geloof wandel. Sal jy dit doen? Sal jy sê, ja Here? Nou, vir my, die stryd is, in Hebreërs sê dit, jy moet stry om in die rus in te gaan. Gaan sit terug, dit is volbring.
Jesus het dit gedoen. En soos wat jy sit, 1 Korintiërs 15, sê Paulus, begin jy harder te werk as ander, maar nie jy nie, die genade wat in jou is, doen die werk. Jy moet mooi loop, liewe kyker, lief vir u, en kyk jy goed op YouTube, druk daar Piet Uys, .co.za of Piet Uys, geloofsgehoorsaamheid, dan kom dit op die skerm, en lekker kyk en deel dit met mense. Mooi loop.